Goeienaand almal, ek hoop het gaan goed en welkom by ons 8ste episode van hierdie potgooi. En vanaand praat ons bietjie oor hoe politieke partye hulle self bolster of laat groter lyk op sosiale media en watter taktieke hulle gebruik. En is dit werklike steun en of word dit gemanipuleer? Ons kyk na die metodes, die geld agter dit en of dit wettig is in Suid-Afrika. Nou, almal is bewus dat Donald Trump sy groot sukses en steun uit sosiale media uitgekry het. Veral Twitter, wat hy dan nou gebruik het om met sy kiesers te gesels. En so het baie ander politieke partye en so ook in Suid-Afrika dan nou agtergekom die krag van sosiale media. Wat Donald Trump ook baie goed reg gekry het dan nou is om vir mense uit te wys hoe oneerlik die breë stroom media daar buitekant is. En het ons maar in baie gevalle dieselfde probleem hierso. En daarom het mense eerder oorgeskakel na sosiale media toe om hulle nuus te kry en om ander perspektiewe te kry. Maar daar's wesentlike gevare daarin, want net soos in die hoofstroom media is daar ook maar klomp vuil taktieke wat dan nou binne in hierdie sosiale media omgewing is. Nou kom ons begin in ons gesels bietjie oor beïnvloeders of social media influencers, die Engelse naam. En ons kyk na byvoorbeeld groot ouens soos Ronaldo Gous wat nou by die Vryheidsfront is en dan was daar 'n ander ou wat ook by die DA aangesluit het. Nou beide Ronaldo en die ou was albei gehet aan deur die DA en het oorgegaan DA toe met hulle steun. Nou vir elke verkiesing is dit die politieke partye se plan A. Ons gaan kry 'n klomp ouens met name, ons trek hulle nader, ons gebruik hulle, misbruik hulle en dan so rukkie later sal jy sien dan versleg hierdie verhouding en dan is hulle weg. Nou dis 'n baie goeie strategie om mense te verenig. Nou byvoorbeeld die Vryheidsfront gebruik nou vir Willie Spies in Pretoria. Want Willie het agtergrond, hy's 'n regsman, hy's lankal by AfriForum betrokke, het groot sake gewen en dus trek hulle hom nader en beloof hom dan nou die burgemeesterskandidaat pos of wat ook al, sodat hy nou kan naderkom. Met die groot wete dan nou ook dat hulle vorige kandidaat Grandi Tenisse nie sterk genoeg is om die skade te herstel binne in Gauteng wat daar gelaat is na die organisasie nie. So trek hulle hierdie ouens nader en hulle begin met hulle op sosiale media gesprekke. So jy sal hoor, Ronaldo Gous so wyle terug was 'n liberaal gewees in alle opsigte, nou sy konservatief en hy praat oor dinge so selfbeskikking en hy ontbloot die DA vir sekere goed wat akkuraat is, mag ek sê. En jy weet, en hy praat nou die Vryheidsfront goed en jy weet, en hy bou hierdie propaganda. Nou wat is die verskil tussen bemarking en propaganda? Bemarking probeer jy mense oortuig van 'n goeie produk. Hierdie is 'n goeie kandidaat, hy het dit al gedoen, jy weet. Propaganda probeer jy mense beheer of mense se uitkyke beheer. En daar's 'n baie fyn lyn, maar dit is iets wat regtig ons moet aandag aan gee. So kom ons kyk die beïnvloeders wat nou daar is. Kry jy 'n blad ook of 'n potgooi, Truth Report. Nou die Truth Report behoort aan Rob Hershof. Nou jy sal ook sien dat die Truth Report baie met Ronaldo Gous en ander beïnvloeders dan nou gesels en selfs die logo word aangebring op hulle potgoeie. Nou wat is die probleem daarmee? Rob Hershof is 'n sakeman, groot sakeman. Rob Hershof is ook 'n groot Corneille Mulder ou. Hy was altyd 'n groot DA ou, maar vir een of ander rede het hy kwaad geword of strook dit wat hy glo nie meer met die beleid van die DA nie. Hy propageer vir Corneille. En in die laaste paar maande kan ons sien hoe hy dan nou sy invloed gebruik onder die potgooiers en met sy gesprekke om dan nou vir Corneille Mulder te bemark. Ons het dit al agtergekom terwyl ek nog by die Vryheidsfront Plus was, het ek dit aan Groenewald Pieter dan nou gerapporteer en sal ek vir julle sy antwoord gee.
Nou, jy kan mense beweeg om te doen wat jy wil hê. Sou jy genoeg mense kan betaal of beïnvloed om hierdie boodskap uit te dra. Nou sou jy iemand wil bemark omdat hy goed is dit redelik maklik. Jy sit al sy dinge wat hy gedoen het daar buitekant en jy bemark dit. Deur hierdie beïnvloeders te gebruik, grens dit meer vir my aan 'n tipe van 'n propaganda. Jy weet, 'n stadig kalwende program wat jy besig is om te gebruik om steun weg te rokkel dan nou by die DA en onder die Vryheidsfront Plus te kry. En dis politiek, dis hoe dit werk. Maar ons moet wakker wees vir hierdie tipe van beïnvloeding wat gebeur. 'n meesterlike skuif van die DA destyds was om vir Ian Cameron by AfriForum weg te vat en om dan nou 'n LP te maak. Nou Ian Cameron, soos wat julle almal weet, was getaak met plaasmoorde of die bekamping van plaasmoorde by AfriForum en het hy ook 'n groot voorliefde vir vuurwapens en die vuurwapenwetgewing. En het dit 'n klomp vuurwapen-eienaars agter hom gekonsolideer. En jy weet, met die hoop dat daardie ouens die DA sal versterk. En ek dink tog dit het 'n groot verskil gemaak en Ian maak 'n groot impak dan nou ook in die parlement. Vra maar net vir Bekkie Cele. Influencers of betaalde ondersteuners is gevaarlik. Sodra jy geld kry vir 'n ding om dit te promoveer, vat dit jou objektiviteit weg. En meeste van die tyd grawe jy nie in 'n idee in soos wat jy veronderstel is nie. Jou hele objektiviteit gaan daarmee heen. Nou kom ons kyk wat gebeur op Facebook. Nou Facebook is 'n platform wat eintlik baie gemaklik is vir mense. En daar het 'n ding ontstaan waar jy kan likes koop. Nou as jy 'n blad het met klomp mense op, dan lyk jy sommer asof jou opinie geld. En dit is maar die ideaal van hierdie blaaie, is om soveel moontlik dan nou ouens agter jou te kry of steun of likes, sodat ander mense ook, so skape, maar agter hierdie ou aanloop en hierdie opinies wat hy vorm, jy weet, dink mense dan aan of neem hulle aan, jy weet, dra die goedkeuring van 'n klomp mense. Maar soos wat ek gesê het, jy kan likes koop. En baie van hierdie blaaie groei nie van self nie. Groei nie deur steun nie, maar groei deur aangekoopte likes. En is dit 'n tipe van 'n manipulering van die stelsel en voel ek dat dit heeltemal oneties is. Jy kan ook deur jou Facebookblad na 'n nismark toe bemark, wat bietjie meer eties is, maar jy gaan byvoorbeeld met mense praat wat dieselfde idees het as jy, en jy bemark jou blad soontoe, en die algoritmes kan jou help daarmee, en Facebook help jou graag daarmee. As ons kyk na daai tipe van goed, het ek nie 'n probleem daarmee nie, en jy weet, werk dit redelik goed vir ouens met blaaie. Op die einde van die dag, as jy likes koop en jou blad nie groei soos wat hy nou oor die algemeen sal groei nie, dan gaan jy op die einde ook nie kan bepaal wat jou steun regtig is nie. En baie van die politieke partye is skuldig daaraan wat hierdie groei so aanhits of aanblaas. En ons het gesien dat baie politieke partye wat probeer opstaan het, half hulle steun binne in Suid-Afrika daarop geskoei het. En dan kom hulle by die stembusse agter, maar jy weet, nie elke like is noodwendig 'n stem nie. En het hulle dan nou, jy weet, kort geval van die merker. Maar ons sien baie van hierdie tipe van goed. Kom ons gaan kyk bietjie na vals profiele. Nou vals profiele kan ek julle eindelose stories vertel, maar ek begin by hierdie storie en dan vat ons hom verder. En terwyl ek in die Vryheidsfront Plus was, het ons 'n raadslid uitgevang wat dan vals profiele skep. Nou hoe gaan hy te werk om dit te doen? So hy het gegaan op 'n pornografiese blad vir prostituie in Rusland, en daar het hy dan nou 'n klomp foto's afgelaai van mooi jong dames. Hy het daai foto's gevat en hulle dan nou omgedraai, gemirror, en dan vir hulle Afrikaanse naampies gegee, en dan het hulle sy blad begin ondersteun. En dan sou jy nou kommentare, of het jy kommentare gekry wat dan nou sê, weet jy, raadslid, jy's 'n eyster, en dankie dat jy die waterlek reggemaak het, en jy weet, hulle prys en worship om dan nou omtrent op sy blad. Min wetend dat hy self sy eie boodskapie skryf en jy weet hierdie
hierdie name en gesiggies dan nou maar net gebruik vir 'n front. Nou, ek weet nie van u nie, maar ek dink dit is redelik oneties en ek is seker van die regskenners daar buitekant sal ook dink dat dit totaal en al oneerlik of onwettig is. Nou, wat is die impak van hierdie vals profiele? Wat doen hulle daarmee? Nou, jy sou nou dink as iemand nou, jy weet, vir jou kom of vir jou jy weet, komplimenteer op jou blad deur 'n vals profiel, jy weet wat se skade kan daar wees. Maar jy moet onthou, mense is maar meerendeel so skape, en hoe meer mense van hierdie ding hou en sien, yes, maar hierdie ou doen goed, jy weet, hierdie ou, jy weet, hy perform, hoe meer skakel mense agter hom in. So jy het 'n manipulasie van jou kiesers. So gebruik hulle ook hierdie vals profiele dan nou baie keer om aanvalle te loods. En hierdie aanvalle gaan dan nou uit en op narratiewe, soos byvoorbeeld my blad, wat ek dan nou uitpraat oor die korrupsie binne in die Vryheidsfront en die oneerlikheid van die leiers, kry ons talle kere dat daar vals profiele geskep word en dat hierdie vals profiele dan nou slegte kommentare lewer of jy weet, sulke tipe van goed. En manipuleer dit ook die denke van die mense wat dan nou inskakel op jou blad. So daar is 'n wesenlike gevaar of 'n wesenlike oneerlikheid rondom hierdie goed. Nou, ons het al hoeveel keer vir mekaar gesê, jy weet dat dit wat binne in die politieke partye gebeur en oor die algemeen die oneerlikheid van politici deur die jare of deur die geskiedenis, dis maar wat dit is. Maar met sosiale media het dit 'n nuwe platform bereik. Dit het 'n nuwe hoogte bereik. En hierdie ouens gebruik al hoe meer hierdie taktieke. En jy moet onthou, die tipe ouens wat hierdie goed doen, is nie dom ouetjies nie. Dit is ouens wat hulle rekenaars ken. Nou kom ons praat oor wie doen hierdie tipe van goed. Nou daar's 'n naam daar buitekant, die Black Hat hackers. Nou wat baie keer gebeur, en ek gaan nou bietjie verder uitbrei, is hierdie ouens gaan doen sulke stoute goed op sosiale media. So hulle hack blaaie, hulle gaan skep hierdie vals profiele. Nou kom ek lees vir julle wat ChatGPT sê, die definisie is van 'n Black Hat hacker. 'n Black Hat hacker is iemand wat rekenaarvaardighede onwettig of oneties gebruik, byvoorbeeld om rekeninge te hack, vals profiele te skep, inligting te steel of aanlyn opinie en narratiewe te manipuleer. Nou, op hierdie Black Hat gesprek het ons agtergekom een oggend dat my vrou se profiel gehack is. So ewe skielik het sy 'n Chinese gesiggie en sy kan dood eenvoudig nie in haar blad inkom nie. En jy weet, dis chaos. Almal bel en sê, weet jy wat, jy's gehack. So 'n paar weke daarna, toe maak hierdie mense 'n fout of die algoritme gooi die goed bymekaar en ons kon toe nou presies sien dat Jaco Mulder my vrou se profiel gehack het, want al sy goeders het toe nou daar opgekom. Nou as jy eenvoudige search gaan doen oor hoe hierdie goed werk, is dit nou maar een van die foutjies wat baie keer opspring as jy dan nou nie so slim is soos wat jy dink nie. En het hulle hierdie blad heeltemal gekaap. Soveel so dat sy nie daai blad kon recover deur Facebook nie en moes sy maar 'n ander blad oopmaak. Maar dit is een van die voorbeelde van hoe die Vryheidsfront Plus en hulle leiers dan nou ook ons blaaie gehack het. In my geval met my blaaie het ons baie dieselfde tipe goed gekry en ek was gelukkig geweest dat ek iemand gehad het wat skerp genoeg was om dit af te weer. Maar so kry jy ook dat hulle met hierdie tipe van goed skep hulle dan nou nuusblaaie. Gewoonlik Afrikaanse name, klink patrioties, en hierdie name, of hierdie blaaie wat hulle dan nou skep, praat dan nou meerendeels oor, jy weet, een politieke party en bevorder 'n politieke party teenoor 'n ander. Maar wat jy nie weet nie, is dat hierdie blaaie behoort aan personeellede wat binne in die Vryheidsfront Plus dan nou werk. En hulle administreer hierdie blaaie en hulle doen al hierdie goed en hulle skryf stories en daai tipe van goed. Koop hierdie likes aan, bou hierdie blad op sodat dit 'n groot blad is met baie ondersteuning. En mense as hulle op hom ingaan en dink hulle, "Sjoe, hierdie ding het 200,000 likes of wat ook al en hierdie is 'n blad wat jy weet se opiniewaarde dra."
Op die ou einde van die dag is dit nie. Dit is 'n enkel persoon iewerste in 'n kantoor wat hierdie tipe van goed opskryf en doen. En het dit glad nie, en is dit glad nie 'n weerspieëling van hoe mense daar buite kan voel nie. Ons het dit gedoen, ek het met hierdie goed gewerk, en ek het ook gesien hoe doen hulle dit. Nou kom ons kyk, as ons gaan kyk na hierdie vals profiele en goed wat so geskep word, en ons gaan kyk na hierdie blaaie wat geskep word, moet jy weet dat die politieke partye se blaaie presies dieselfde lyk en doen. Hulle promote hierdie ding, koop die likes, al daai tipe van goed. Nou op 'n stadium het ek gesien, byvoorbeeld, en dit is nie oneties nie, maar jy kan jou posts boost. Dit kos jou 'n paar rand en dan boost jy post. Nou binne in die Vryheidsfront het ek gesien hoe Dr. Groenewald en Wouter Wessels hulle publikasies boost en hoeveel geld hulle dan nou agter dit insit. Binne in die politiek of binne in die Vryheidsfront Plus lyk dit dan nou ook vir mense as hulle nou gaan kyk of hierdie persoon baie meer interaksies kry as die res van hulle. Want dis dood eenvoudig, jy kyk die likes en jy sien die shares en goed, maar dit is op die einde van die dag gebooste post. En dit het eintlik niks daarmee te doen dat dit 'n populêre gesprek of iets was nie. Dit was maar net, dis betaal en die ding lyk groter. Ons kan nou verskeie ander goed praat en daai tipe van goed, maar dit is belangrik dat jy verstaan wat hier aangaan. Dit is belangrik dat jy verstaan dat nie alles wat jy op Facebook sien of die blaaie wat jy sien 'n generiese ding is nie. Nou kom ons vat gou die ander kant van die saak. Kom ons vat Dr. Groenewald in hierdie oplewing wat nou is daar vir sy ondersteuning. Nou ten eerste kan hy nie die president word nie, al wil julle, Corneille Mulder sal dit nooit toelaat nie, hy is die leier van die Vryheidsfront Plus nou, en is dit die prerogative van die leier om daardie posisie op te neem, nie Pieter Groenewald nie. Maar julle sal sien daar is so 'n koue oorlog tussen Pieter Groenewald en Corneille Mulder. Nou Corneille Mulder haat die feit dat hierdie oplewing onder Groenewald ondersteuners daar is, en is ek persoonlik ook meer 'n Groenewald persoon as wat ek 'n Corneille Mulder persoon is. Nou, Groenewald se goed het redelik spontaan ontstaan deur miskien sy posisie by korrektiewe dienste, en daarom kry hy hierdie ondersteuning. En het hierdie ding redelik gegroei. Corneille aan die ander kant suig so 'n bietjie aan die agterspeen, en nou gebruik hulle Rob Hershof en sy platforms om hom te promoveer. En bel hy ook hierdie beïnvloeders en sê vir hulle, hy wil met hulle onderhoude voer en al hierdie tipe van goed. Van hulle gaan briljant, maar van hulle gaan maar baie swak. Maar dit is 'n manier om die manipulasie na buite te sit, om te sê, weet jy, ek is 'n sterk kandidaat of ek is nie 'n sterk kandidaat nie. Op hierdie oomblik lyk dit asof Corneille nie so goed doen soos wat Groenewald doen nie. Ongelukkig neem die party, kry die party die voordeel, so iemand gaan Vryheidsfront stem, dood eenvoudig omdat hy dink met 'n munisipale verkiesing gaan hy nou so stem dat Groenewald president gaan word. Nou ek het dit al hoeveel keer vir julle gesê, daar's 'n coup d'état binne in die Vryheidsfront gewees en Groenewald is verwyder deur die Mulders as gevolg van hierdie coup d'état. En daardie coup d'état het ook begin met publikasies wat gemaak is oor Groenewald en dreigemente wat gemaak is deur hierdie blaaie wat geskep word. Nou laastens kom ons praat oor data-insameling. Nou data-insameling is die gebruik wat politieke partye gebruik, en hulle gebruik dit dood eenvoudig dan nou om telefoonnommers in die hande te kry. Nou, hulle koop hierdie data aan by maatskappye, daar's maatskappye wat hierdie data verkoop, en was my grootste probleem gewees dat ons hierdie data aangekoop het en dat ons die derde in die lyn was van hierdie data. Nou, ons het 'n personeellid gehad, hy het salaris gekry by die Vryheidsfront Plus, maar hy het ook 'n besigheid gehad, en hierdie besigheid het dan nou aan ons data verkoop. Nou, ons het honderde duisende rande spandeer aan data. Wat my ook krapperig gemaak het, is baie van hierdie data kan ons nie gebruik nie, en in Midval het ons analise gedoen daarvan, en kon ons net 30% van daardie data gebruik. Nou wat hulle doen met daardie data wat hulle aankoop, is gewoonlik 'n naam, en 'n van, en 'n telefoonnommer, en 'n ID. Dan
sit hulle hom oor die kiesersrol en dan begin jy nou adresse kry en so bou hulle hierdie ding nou op en dan, jy weet, kan jy nou kontak maak. En nou julle weet die DA storie nou daar in Tshwane waar hulle dan nou gebel het en of SMS gestuur het en gesê het dat die ANC en die DA kop aan kop is in hierdie tussenverkiesing en het daardie SMS mense gemobiliseer, mense het gaan DA stem. En die Vryheidsfront was die moer in, want hulle was eintlik kop aan kop met die DA. Maar daardie SMS het daai veldtog dan nou vir die DA gewen. En dis oneerlik en almal het op en af gespring. Maar oor die algemeen is my gedagte rondom hierdie data-insameling dat dit problematies is. Hierdie boodskappe wat gestuur word, al die tipe van goed. Nou daar het nuwe wetgewing ingekom, die POPIA Act, Protection of Personal Information Act. En hy probeer hierdie goed nou bietjie keer en al daai goed. Nou kom ek lees net gou vir julle wat sê die ding. Volgens die POPIA Act moet persoonlike data normaalweg direk van die persoon verkry word. As dit van 'n derde party kom, moet daar 'n geldige rede wees en die persoon moet ingelig word waar hul data vandaan kom. En wanneer dit kom by direkte bemarking, soos SMS'e of WhatsApps, vereis die wet gewoonlik vooraf toestemmings. Nou hierdie wet het nou onlangs ingekom en is daar darm vir ons nou so 'n bietjie 'n buffer. Maar hierdie praktyk om data te koop en aan te koop gaan nog steeds voort. En die probleem wat ons mee sit is die veilig bewaring van hierdie data. So hierdie data het byvoorbeeld na die Vryheidsfront of die Vryheidsfront Plus het daarvoor betaal. Maar hierdie data is nooit oorhandig aan die Vryheidsfront Plus nie. Dit het by daardie personeel lid gebly wat toe nou op die einde nie meer 'n personeel lid was nie. Maar daai data was nooit in die besit of veilige bewaring van die Vryheidsfront Plus gewees nie. Daar is ook so agteraf deal gemaak dat 3 of 4 maatskappye saam koop en dan deel hulle nou onder mekaar hierdie tipe van goed uit. En is dit problematies? Dit is problematies nou volgens die wet, maar voorheen was dit ook problematies want jou inligting lê oralste rond. En kan hulle dan nou weer op hulle beurt weer daai inligting gaan verkoop. En ons het op 'n stadium 'n groot geveg gehad rondom ons lede. So ingetekende, ingeskrewe lede, al hulle besonderhede was dan nou op vorms ingevul en het hulle hierdie vorms opgeneem om dan nou daardie data saam in hierdie pool in te sit en dan word daai data word dan nou weer uitgedeel onder ander mense. En was dit vir my 'n reuse probleem en ons het reuse gevegte rondom dit gehad. Nou kom ons kyk en ons som op jy weet, wat is my probleem met hierdie goed en wat behoort julle probleem te wees. Propaganda is iets wat op emosie werk. Dit wek emosie by 'n mens op, dit maak jou kwaad, of dit maak jou hartseer, of dit maak jou bang, en dit is die strategie wat politici gebruik om mense te aktiveer, want oor die algemeen is ons mense mos maar redelik pacifisties. En gebruik hulle dan hierdie tipe van goed om ons te kry om te doen wat hulle wil hê. En daar's talle voorbeelde daarvan. Nou as ons gaan kyk na al hierdie tipe van metodes wat hulle gebruik, sluit dit aan by my vorige programme waar ek sê en waar ek steeds by staan dat die politieke leiers is oneerlik en hulle personeel is oneerlik. En as jy gaan kyk na die pad wat hulle stap om hulle mag te behou, is dit eintlik gevaarlik. Nou, ons het gekry in ons persoonlike lewe dat hulle privaat speurders aangestel het. Hierdie privaat speurders het dan adresbevestigings gedoen en nog 'n klomp ander goed. Ek dink omtrent 2-3 maande daarna is my bakkie se remme gesny en jy weet, alhoewel ons nie weet dat dit spesifiek verband hou nie, weet ons presies wat het daar gebeur en hoekom dit gebeur het. As ons gaan kyk na die hoeveelheid kere wat hulle op ons blaaie probeer inbreek het en wat hulle suksesvol my vrou se blad ingebreek het, kan ons sien dat hierdie mense tot enige uiterste sal gaan om te kom waar hulle wil wees. As ons gaan kyk na die reorganisasie wat hulle ongeldig verklaar het, is dit presies dieselfde tendens. Nou hierdie is nie 'n nuwe ding nie en die Mulder groepering het dit meesterlik gebruik. Dis ook nie 'n nuwe ding vir die Mulders nie.
as jy sou onthou, ek dink is 'n dokter Connie Mulder, hy was 'n minister van die eertydse regering gewees en is hy onder 'n groot wolk weg, ook oor 'n inligtingskandaal. Nou inligting is een van die belangrikste goed wat jy kan kry. En al die ou ooms sal vir jou vertel van militêre intelligensie en nasionale intelligensie. En wat hulle rolle was om te destabiliseer, propaganda te saai en al hierdie tipe van goed. Inligting is baie belangrik. Nou Dr. Groenewald in al ons gesprekke was altyd heilig oortuig dat Jaco Mulder deel is van nasionale intelligensie. En dat dit ook dalk nou die rede is hoekom die Vryheidsfront Plus nooit van die grond af kan kom nie. En daar was talle kere wat die Vryheidsfront Plus gesaboteer was met bemarkingsveldtogte en dies meer en goed wat moes betaal gewees het en nie betaal is nie en al daai tipe van goed. So dit maak inligting krities belangrik. Die ou wat die inligting het, hy beheer wat gebeur. Nou kom ons gaan kyk. As ons kyk na hierdie kunsmatige opinies of kunsmatige likes en die tipe van goed, gee dit vir jou 'n vals persepsie oor wat regtig in die politiek gebeur en waaroor mense kwaad is en nie kwaad is nie. Dit gee jou ook 'n verwronge beeld van wat 'n party voorstaan en nie voorstaan nie. Watter beleid aanvaarbaar is en watter beleid nie aanvaarbaar is nie. En ons het nou al talle kere gesien hoe die politici vir ons gejok het. En as ons gaan kyk na die regering van nasionale eenheid, is dit 'n moerse groot voorbeeld daarvan. Voor die verkiesing sê ons, jy weet, ons is bang vir die ANC, hulle vat ons af in die verkeerde pad, hulle is 'n onding, ons kan nie saam met hulle staan nie. En die woorde soos nooit, ons sal nooit in 'n koalisie saam met hulle gaan nie, en daai tipe van goed word rondgegooi om jou gerus te stel, om weer op baie emosie te werk van hierdie ouens is die enigste ouens wat kan wal gooi. Net om na die verkiesing agter te kom dat hulle al maande lank voor die verkiesing al besig was om met die ANC te onderhandel oor poste en het almal poste gevat. Die probleem daarmee is niemand het ooit onderhandel met hierdie poste wat hulle gekry het vir selfbeskikking teen grondonteeneming teen Bella-wet nie. Dit het net gegaan oor die poste. So. Nou verkoop hulle 'n ander narratief en sê nee, ons moet binne in die gange wees. Ons moet daar binnekant wees sodat ons hierdie regering van nasionale eenheid kan help bestuur. Totdat die pop die pampoen die fan geslaan het en op 'n stadium het hierdie politieke leiers Corneille Mulder en John Steenhuisen gesê, maar Cyril Ramaphosa het 6 maande laas met ons gepraat, hy praat nie met ons nie, hy betrek ons nie by besluite nie en het hulle self so probeer distansieer van grondonteiening en die Bella-wet en al die goed wat daarmee gepaard gaan. So daardie propaganda word nou weer gedraai. En julle sal sien dat byvoorbeeld Corneille Mulder op 'n vliegtuig geklim het en is Amerika toe en daar's 'n klomp ander ouens Amerika toe om hierdie ding te probeer gaan draai daai kant, jy weet, propaganda daai kant te gaan skep. Propaganda waaraan Corneille Mulder nooit aan deel was nie. Hy was nooit deel aan die plaasmoorde ding nie. Inteendeel, daardie ouens is almal op rekord waar hulle gesê daar is nie 'n ding soos 'n white genocide of 'n volksmoord in Suid-Afrika nie. Maar hulle skakel tog te gemaklik in by Donald Trump se mense wat daardie narratief op hierdie huidige stadium dryf, dat daar genocide is en dat daar volksmoord is. En ons moet dalk 'n bietjie onderskeid tref tussen die twee. Maar nou ewe skielik nou is hy 'n pro-Afrikaner, pro-volksmoord, pro-plaasmoord tipe ou. Terwyl jy hom bitter min by die kruise gekry het of bitter min by enige sulke funksies gekry het. En terwyl hy 30 jaar jy weet met die selfbeskikking ding sit en nog nie 'n vinger verroer het om hierdie ding lewendig te kry of te hou nie. Ten spyte daarvan dat talle mense dokumente vir hom gegee het en advokate met hom gesprekke gevoer het hy hierdie ding heeltemal doodgedruk. En ons tyd gemors, vir 30 jaar in die parlement gesit en letterlik ons tyd gemors. Nou wat wil ek hê moet julle wegneem van hierdie potgooi af? Sosiale media is 'n bitter goeie ding. Sosiale media gee die alternatiewe ouens 'n stem daar buitekant. Ons beweeg weg van die hoofstroom media af en daar's ander insigte en ander ontledings wat na vore gebring word.
maar ons moet baie versigtig wees. Ons moet baie versigtig wees vir vals profiele. Ons moet baie versigtig wees vir vals blaaie wat geskep word. Ons moet baie versigtig wees vir hierdie ouens wat ons goed hack. Ons moet baie versigtig wees vir hierdie data-insameling en al hierdie tipe van goed. Ons moet baie versigtig wees vir hierdie manipulering wat plaasvind. En ons moet ten alle koste beklei teen sakemanne wat soos in 94 in die bed geklim het en hierdie ANC-regering aan bewind gebring het. Nou 'n omdraai maak en sien, maar hierdie skip seil nou in 'n ander rigting en nou op daai skip spring en probeer om min te slaan weer hier uit. Ons wil nou weer die hero wees hierso. En jy weet, ons gaan nou, jy weet, ons bemark en jy weet, gee geld en befonds hierdie propaganda wat nou in 'n ander rigting gaan. Ons moet versigtig wees. Want so 30 jaar terug het daardie families dan nou juis geld gemaak uit hierdie hele die hele val van die ou Suid-Afrika. Daai ouens het munt geslaan daai. Daai ouens het die druk op F.W. de Klerk en Rolf Meyer en al daai ouens gesit. Nou die feit dat hulle nie ruggraat gehad het of 'n insig gehad het om te sien wat sou gebeur nie, is op hulle. Maar hierdie groot sakemanne wat geld gee, is juis die sakemanne wat problematies is. Nou, laastens, julle almal weet daar het nou 'n wet ingekom en elke politieke party moet verklaar waar hy geld vandaan kry. En ek was verbaas om te sien Motsepe het vir die Vryheidsfront ook geld gegee. Maar dit maak dit baie moeilik vir hierdie sakemanne om onder die tafel deur goed te doen vir die politieke partye, sou daar nou vletjieblaas uitbring. 'n Ideale plek om dit te doen is om potgooiers te befonds en so hierdie propaganda uit te kry en daai ding te stuur. Nou, daar's 'n geheime organisasie ook agter hierdie goed wat ons op 'n later stadium ook sal praat, waarvan Corneille Mulder dan nou deel is. Hoeveel krag hulle oor het, weet mens nie. Hoe invloedryk hulle is, weet mens nie, maar ek dink nie mens moet dit onderskat nie, want ek dink dit het tot die val van Pieter Groenewald dan nou gelei binne in die Vryheidsfront plus ook. Julle moet asseblief kyk wat julle sien op sosiale media. Moenie alles vir soetkoek opneem nie. En kyk na die hande wat werk agter die politieke leiers. Meeste van hierdie politieke leiers is pionne. 99% van die raadslede wat binne in hierdie poste sit, sal nooit die waarheid praat nie, en LP's en LPW's sal nooit die waarheid praat nie, want hulle inkomste is direk daaraan gekoppel. En dit maak dit baie moeilik vir hulle om uit te praat. En baie van hulle met groot eerlikheid en nederigheid is onnosel. So hulle kan dit ook nie raak sien nie. So hierdie hele ding gaan oor manipulasie van u as 'n kiezer, om u bang te maak om op die gevoel te speel. En hulle gebruik vuil taktieke om dit te doen. Ons het ook gesien Action SA is ook nou onlangs uitgevang waar hulle met hulle eie lede gepraat het en gemaak het asof dit inwoners is. Maar Action SA is nie die enigste ouens wat dit doen nie. Almal doen dit. As ons in die Vryheidsfront plus 'n vergadering gehou het, was die kamera spesifiek opgestel om 'n foto te neem sodat die groepering mense in die saal groter lyk. Dis 'n praktyk, dis 'n oneerlike praktyk, maar dis 'n praktyk. En so is daar talle ander sulke foefiekies wat gebruik word om hulle groter te laat lyk. So ek hoop julle het 'n paar goed geleer. Ek dink gaan kyk bietjie op oor hierdie goeters. Ons gaan vir julle so 'n paar fotootjies insit. Ons gaan vir julle so 'n paar goed bysit dat julle kan sien. En wees maar bedag daarop en weet dat daar niemand gaan kom om jou te red nie. Dit is in jou en God se hande wat hier in Suid-Afrika gebeur. Daar is geen politieke party wat dit gaan regkry of die wilskrag het om dit te doen nie, want daar's mense wat geld maak uit hierdie storie uit. En solank as hierdie stelsel staan, maak daai mense geld en is jy nie nommer 1 op daardie prioriteitslys nie. Ek wil julle dank, julle moet 'n lieflike aand hê. Jahwe se seën vir julle en mag dit reën waar julle bokke wy. Mooi aand, totsiens.